Kan maar weer sit. Ek vra dat ons graad 1s, ons graad 8, ons matrieks na vore kom. Ek wil graag vir julle sê baie sterkte en geluk dat julle op skool is en dat julle al so ver gevorder het. En dan gaan ek 'n gebed saam met julle doen en ons gaan vir julle ook die seën van die Here toewens. Kom, al die maatjies, graad 1, graad 8, matriek. Daar is julle. Kom staan sommer hier voor. Op die verhoog dat almal julle kan sien. Ja, sy. Hallo. Daar sy. Okay. Goed. Ek weet daar's nog meer, maar hulle is nou nie hier vandag nie. Maar baie sterkte. Graad 1. Nee. En graad 1. En matriek. En mag ek ook net dit sê, mag ek maar? Junior Doeks leerling, verlede jaar. Ons gaan baie A sê die einde van die jaar, nee. En jy's in graad 8 hierdie jaar. Baie sterkte en baie geluk. Daar sy. En dan ons onderwysers, so julle nie net opstaan waar julle is nie. Almal wat onderwys gee, of by die onderwys betrokke is, staan net, en dan wil ons vir julle almal 'n seënbede toewens. As ek net die bord verander, dan kan ons dit doen. Dis 'n seënbede, ons gaan dit as 'n gebed vir hulle sing, en as julle wil, vriende, kan julle hande uitsteek, nê? Julle mag dit maar doen. Ons seën hierdie jongelinge, en ons seën al ons onderwysers wat hier so staan. Kom ons doen dit. Laat hierdie seën onthou, wegens uit Sion bestraal, U wat beveel en dit geskied. O Heer, U seën oor hul gebied. Daar sê, en dan het ons sommer net so geskenkie, miskien kan broer Morney, voorsitter van die kerkraad, ook net 'n handdrukkie kom gee. Baie geluk en sterkte. Ek het jou gemis, jy kruip nou agter jou sussie weg. Baie geluk, jonge man. Baie geluk, jonge dame. Baie geluk, jonge dame. En baie sterkte vir jou, hoor. Trots op jou. Daar sy. Daar sy. Daar sy. Ja, hulle gaan nou uit. So al ons laerskoolkinders en voorskoolse kinders, julle gaan nou saam met tannie Christine hulle uit. Ek wil ook net vir die hoërskoolkinders sê, ek ontmoet julle na die erediens in die konsistorie hier agter, sodat ons kan begin met die jaar se belydenis. Met die hoërskoolkinders en ook die belydennisklas se goeders. Okay, ook. Goed, ons gaan saam lees. Saam lees 1 Korintiërs 9 vers 16 tot 23. As ek dit reg het, ek kan nou nie mooi onthou nie, dan is dit in die 83 vertaling van die Bybel wat ons saam lees. En miskien moet ek net so 'n bietjie agtergrond gee voordat ek lees. Baie belangrik, vriende, is om te sê, ek dink ek het dit al gesê, maar ek is baie dankbaar, ek is nie 'n dominee in hierdie gemeente Korinthe nie. Kyk, hierdie ouens het geweet van baklei. Hulle het geweet om oor alles te stry. Van offervleis, die huwelik, die gawes, die liefde, you name it. Hulle het daaroor gekerm en gekla. En dan het hulle nog 'n stryd gehad met wie nou eintlik die belangrike dominee in die gemeente is. Is dit Apollos? Is dit Paulus? Wie is dit nou eintlik wat hier 'n verskil maak?
So wat Paulus dan doen in die eerste deel van hoofstuk 9, is dat hy sy apostelskap kom verdedig. Dat hy vir hulle sê, man, hy is nie hier omdat hy net lus is om hier te wees nie. Hy is hier omdat die Here hom gestuur het. Dat die Here hom tot bekering gebring het en hom geroep het om sy apostel vir die heidene nasies te wees. So dis waaroor dit hier gaan. En nou kom Paulus verder en hy sê oor die evangelie die volgende. En dis belangrik. Hy gaan nou verder en hy sê, hoe belangrik is dit om die evangelie uit te dra? Kom ons lees dit saam. 1 Korintiërs 9 vers 16. As ek die evangelie verkondig, is dit nie vir my 'n rede om te roem nie. Ek verkondig die evangelie omdat ek moet. En wee my as ek dit nie doen nie. As ek dit uit eie keuse doen, kan ek op loon aanspraak maak, maar ek doen dit nie uit eie keuse nie. Dit is 'n taak wat aan my toevertrou is. Wat is my loon dan? Dit is dat ek as prediker die evangelie kosteloos verkondig en so afstand doen van my reg wat aan die verkondiging van die evangelie verbonde is. Hoewel ek vry is en van niemand afhanklik is nie, het ek my aan almal diensbaar gestel, 'n slaaf geword, om soveel mense as moontlik vir Christus te wen. Vir die Jode het ek soos 'n Jood geword, om Jode te wen. Hoewel ek self nie meer onder die wet is nie, die besnydenis en al daardie dinge nie, het ek my vir die wat onder die wet staan, onder die wet gestel, om hulle te wen. Hoewel ek nie sonder die wet van God is nie, maar ook die wet van Christus, het ek vir die wat sonder die wet is, geword, soos een sonder die wet, om hulle te wen. Vir die swakkes het ek swak geword, om die swakkes te wen. Vir almal het ek alles geword, om in elke geval sommige te red. Dit alles doen ek ter wille van die evangelie, sodat ek aan die vrug daarvan deel kan hê. Is dit nie pragtig nie, nee? So my ongelooflike mooi teks, wat so baie sê. Het julle vriende, 'n ou wil amper saam met Paulus uitbars in lof en aanbidding. Ek weet ek wil. Want om hier te staan vanoggend, en kom ek sê dit vir julle, is 'n ongelooflike voorreg en 'n genade. Ek kan nie begin om vir julle te verduidelik wat 'n voorreg dit is nie. Maar weet julle, dit is ook 'n ongelooflike voorreg vir julle om hier te sit, 'n groot stuk genade, dat julle ook geroep is. Om wat te doen? Ja, maar nou nie skrik en weghardloop nie. Maar om die evangelie te verkondig. Die goeie nuus van Jesus Christus, wat aarde toe gekom het en gesterf het aan die kruis, sodat ons die ewige lewe kan hê. Ons is ook geroep om dit te gaan verkondig.
En weet julle, ons het nog 'n groter voorreg. Ons woon hier in Pietermaritzburg. Ons woon hier in KZN. En ons het 'n hele wêreld in een provinsie. Dink net daaroor. 80% van ons bevolking is Zulu sprekend. En dan is daar nog by dit alles Duitsers wat 'n groot invloed gehad het. Dan is daar nog die Engelse wat gekom het, en ek weet daar's party wat nou nog die boereoorlog veg, maar never mind hulle. En dan is daar ook die Afrikaners. En 'n klomp ander mense. Ons het een van die grootste Indiër bevolkings, vriende, buite Indië in die wêreld. En saam met dit is daar 'n diversiteit van tale, van godsdienste, kulture, van allerlei dinge. En ek weet hierdie realiteit is soms baie oorweldigend. Ek weet dit. En tog 'n ongelooflike, wonderlike geleentheid. Ons is so geneig, vriende, om elkeen in ons eie hoekie te gaan sit. Ek en my en hy en sy, ou hoekie. En so loop dinge in ons wêreld, in ons provinsie, partykeer erg skeef, omdat ons morele kompas verloor het. Kom ek praat 'n bietjie oor Highfields gemeente. Julle een van die wonderlike goed, en die wat net nou agterbly om die begroting 'n bietjie deur te praat, gaan dit sien. Highfields gemeente se een wonderlike sterkpunt is dat ons 'n hart het om uit te reik. Kom ek vertel julle, hoe doen ons dit? Heel eerste, een van die grootste projekte wat ons het, is die Bybels wat ons gratis uitdeel in allerlei tale waar dit nodig is. Verlede jaar, as ek reg onthou, dan was dit hier baie R40.000 wat ons so uitgedeel het. Se Bybels. Ons het ook by Riverwood Laerskool 'n klomp Bybels aan kinders versprei. Ons het besluit as 'n gemeente dat ons graag die CMD wil ondersteun in hulle werk. Want vriende, as daar nou 'n groep mense is, en ek kan vir julle sê, die span wat hier by ons vir Pietermaritzburg werk, is 'n skitterende, diepgelowige span dames wat vir die Here baie lief is. En dan uitreik met 'n bepaalde gawe na die mense wat dit die nodigste het in ons samelewing. Die mees gebroke mense reik hulle na uit en help hulle. En daarvoor het ons besluit dat hulle ook hier hulle kantore kan hê en dat ons dit gratis aan hulle sal gee, en is hulle ook een van ons grootste ontvangers van befondsing. Dan is daar natuurlik die seemansorganisasie en die missies wat ons brei en die Bybelgenootskap en noem dit alles net op. Dis die een na die ander ding waar ons probeer om God se liefde, die goeie nuus na 'n wêreld te vat wat honger en dors. Dis ons sterkpunt.
Baie ouens vra altyd vir my, hoe kan 'n mens 'n gemeente laat groei? En baie ouens maak die fout om uiteindelik net te fokus op daardie swakpunte in hulle gemeente, en hulle sê, kom ons maak hierdie swakpunte sterker, en al wat gebeur is dat hulle misluk om die swakpunt sterker te maak, en dan mismoedig raak, dat hulle niks reg kry nie. Die manier hoe 'n gemeente groei, is om sy sterkpunte identifiseer, en aan daardie sterkpunte bou. Want weet julle wat gebeur dan? Die swakpunte word ook opgelig. Want jy kan nie die een sonder die ander nie. Maar nou, as ons fokus op die sterkpunte, dan is daar oorwinningkies wat ons kan vier. Groei wat ons kan vier. En dit gee vir ons moed en energie om nog meer te doen. Kom ek sê nou vir u, dit is maklik om geld te gee. Dis die maklike deel. En ek dink nie een van ons is geroep om, ja, ons moet ook befondsing gee, maar nie net geld nie. Ons het elke een 'n roeping om ook die evangelie te verkondig. Ons moet ons hande uit ons moue haal. Ons moet ons tekkies aantrek en uitgaan. Paulus, hoor net 'n bietjie hoe Paulus die hele ding benader. Ek is seker daarvan as ons bietjie na sy goed kyk, dan gaan hy vir ons help. In 1 Korintiërs 9 is daar 2 wonderlike dinge wat Paulus sê. Hy help ons in die eerste plek om te verstaan wat 'n disipel van Jesus is, en tweedens gee hy vir ons 'n wonderlike strategie waarmee ons kan uitgaan. Kom ek wys vir julle. Kom ons begin net eers by die hele ding van disipelskap. En weet julle, ek het vanoggend 'n stuk opgewondenheid in my. Dat as ons dit gehoor het, wat Paulus hier vir ons leer, dat ons met nuwe entoesiasme en energie die goeie nuus gaan uitdra. Ek beloof ook vir julle. Julle hoef nie te voel dat julle nie toegerus is nie. Want die Heilige Gees rus ons toe. Maar ek gaan juis hierdie week, ek ry vanmiddag Pretoria toe, om 'n kursus te gaan doen, sodat as ek terugkom, ek julle beter kan toerus vir dit wat ons in hierdie wêreld moet doen. Want ons is almal 'n getuie. Paulus se verstaan van disipelskap, dink ek, kom uit 'n ander teks uit, en hy pas dit toe in 1 Korintiërs. En daardie modelletjie wat hy het, is in Filippense 2 vers 5 tot 11. En dan begin hy in vers 5 deur te sê, ons moet dieselfde gesindheid in ons hê as wat Christus gehad het toe hy na hierdie wêreld toe gekom het. Ons moet dieselfde ingesteldheid hê. Ons moet dieselfde motivering hê. Ons moet dieselfde dryfveer in ons hê as wat Jesus gehad het toe hy na die wêreld toe gekom het. En wat is daardie dryfveer? Wat is daai motivering? Wat is daai gesindheid? Nommer 1 was Jesus se gesindheid dat hy nie aan die rykdom en die pragt en die praal van die hemel vasgeklou het nie, maar dat hy bereid was om 'n mens te word, soos ons. Regtig 'n mens te word, 'n mens wat honger geword het, 'n mens wat moeg geraak het, 'n mens wat hartseer was oor sy vriend Lazarus en bang was vir die kruis.
Verder meer het hy 'n slaaf geword. Lees ons in daai teks. Hy het gekom en hy het 'n slaaf geword. Hy het kom dien eerder as om gedien te word. Dit was vir hom belangriker uiteindelik. Waarom? Want hy het verstaan, hy het geweet, as hy dit doen, gaan die wonder gebeur. Mense gaan hom raak sien en 'n voorbeeld hê van hoe 'n mens die evangelie uitdra. Kom ons kyk 'n bietjie vinnig daarna. In vergelyking met Paulus. Jesus het vrywilliglik aarde toe gekom. Hy het vrywilliglik hom leeg gemaak in 'n sekere sin van sy goddelikheid. Paulus sê in hierdie teks, hy het vrywilliglik sy regte prys gegee en 'n slaaf, 'n dienaar geword. Mense het hom nie gedwing om 'n slaaf te word nie. Hy het dit vrywilliglik gedoen sodat hy die evangelie aan hulle kan bring. Wat doen Paulus? Jesus word 'n mens soos ons. Paulus word vir die Jode wat 'n Jood is. En hy neem die wet ernstig op, al glo hy self nie in die wet nie. By die heidene word hy soos die heidene, en hy sal eet saam met hulle, al was dit offervleis, gaan lees maar 1 Korintiërs. Want is nie die vleis wat geoffer is wat 'n verskil maak nie, die vleis het nie verander nie. Hy kon dit maar eet. En deur dit te doen, het hy deel van hulle geword en het hulle hom aanvaar en kon hy die evangelie met hulle deel. Jesus neem sy kruis op en hy sterf aan 'n kruis. Omdat hy gehoorsaam is aan God die Vader. Paulus, vers 16, sê, wee my, ek moet die evangelie verkondig, want ek moet aan God gehoorsaam wees. Nes Jesus, my voorbeeld, wie se gesindheid in my moet wees, gehoorsaam was aan die Vader, moet ek gehoorsaam wees. En wee my as ek dit nie doen nie. Kom ons vat saam hierdie eerste punt. Jesus leer dat om grootsheid in 'n mens se lewe te bereik, kan net kom deurdat jy vrywilliglik jou posisie van eer, jou regte prys gee om gehoorsaam te wees aan God die Vader. Daarom sê Jesus, in gehoorsaamheid aan die Vader, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Paulus gee persoonlike gemak en vryheid en regte prys ter wille daarvan om gehoorsaam aan die Vader te wees. Dis dieselfde gesindheid as wat in Jesus was. Om die evangelie te verkondig is vir Paulus 'n onvermydelikheid. Nes die kruis en mens word van Jesus vir hom onvermydelik was. Om te glo in die God wat hemel en aarde gemaak het, vriende. Ek gaan dalk 'n woord gebruik wat nou nie baie mooi klink vir ons as gereformeerdes nie, maar kom ek sê dit maar. Plaas 'n verpligting op ons. Geloof en verkondiging is twee kante van dieselfde muntstuk.
Dis vinkel en koljander. Petrus sê, ons is uit die duisternis gered, oorgebring na die lig. Waarom? Sodat ons die deugde van hom wat ons geroep het, kan gaan verkondig. Jesus sê, nie almal sal vir my sê, dis nou in Matteus 7, nie almal wat vir my sê, Here, Here, sal die koninkryk van God beerwe nie, net die wat die wil van God doen. Waar kan mense wees? Tussen ons selfs. Wat sê, Here, Here, en nie aan hom gehoorsaam is nie. Daarom sê Paulus, wee my. Ek glo nie en ek is nie gered alleen in die eerste plek sodat ek hemel toe kan gaan nie, vriende. Ek is gered en ek is geroep sodat ek gehoorsaam aan God alleen kan wees. En hier is die strategie wat gevolg word. Soos Paulus, soos Jesus 'n voorbeeld, moet ek ook bereid wees om my regte prys te gee en 'n slaaf te word. Vrywilliglik dit prys te gee. Sodat ek die vryheid wat ek in Christus ontvang het, daardie vryheid ter wille van hulle wat die evangelie moet hoor kan verkondig. 2. Aan die een kant kom ons agter dat Paulus nie eintlik by grense bly tussen die ouens wat hy bedien nie, en tog ook grense behou. Nes Jesus is hy bereid om by sondaars aan huis te gaan, heidene aan huis te gaan, te eet wat hulle voorberei, ter wille daarvan om die evangelie te kan verkondig. Maar ons moet baie mooi raak sien, wanneer Paulus sê hy word vir 'n Jood en vir 'n heiden, dan beteken dit nie dat hy die kern van sy etiese geloof en optrede prys gee nie. Hy neem nie deel aan al die vreeslike en sondige praktyke van die heidene. Maar hy is bereid om hulle te ontmoet waar hulle is, sodat hulle die evangelie kan hoor. Lees 'n pragtige storie van 'n man wat in 'n kroeg sit. Dis 'n ware storie. En die man, elke keer as ouens inkom, dan kry hulle nou 'n drankie en dan begin hy met hulle gesels. So het hy eendag met 'n ou gesels oor die Here in die kroeg. En daai ou het tot bekering gekom. En hy het later 'n dominee geword. Nou die interessante is, die gemeente waar die ou toe dominee geword het, sy deure was vir hierdie man wat gereeld in die kroeg gaan sit het om die evangelie te verkondig, toegewees. Hulle wou hom nie daar toelaat nie, omdat hy in die kroeg sit. Maar hy het nooit opgehou nie. Eendag het hy vir die vriend van hom wat 'n dominee geword het gesê, dit maak nie saak dat die kerk se deure vir my toe is nie, want dis nie hoekom dit belangrik is nie. Baie belangriker vir my is dat ek in die kroeg gaan sit, want weet jy wat? Ek was 'n alkoholist. En ek het die Here gevind. Ek weet wat dit is om alles te verloor. Ek weet wat dit is nooit nugter te wees nie. So die Here het vir my gesê, ek moet word wat nodig is, sodat ek die evangelie kan verkondig. 3 vrae van refleksie en daarmee sluit ek af. Nommer 1.
Watter gemak ter wille van die evangelie roep die Here jou om prys te gee, sodat ons die evangelie kan verkondig. Watter gemak in jou lewe? 2. Wie in jou vriendekring het nodig dat ek en jy aanpas, dat ons by hulle gaan staan en by hulle gaan sit in hulle omstandighede, sodat hulle die evangelie baie duidelik en verstaanbaar kan hoor. 3. Hoe kan ek uiteindelik Paulus se dienaar-leierskap inoefen? Hier in die gemeente en in die gemeenskap waar ek is. Hoe kan ek? Hoe kan ek, soos Paulus uiteindelik sê, wee my, as ek die evangelie nie verkondig nie. Amen. Kom ons bid saam, die gebed doen ons ook saam. Soos wat julle sit, ek is die voorganger en dan antwoord die gemeente. Dis ons gebed, kom ons doen dit saam. Here, U het ons geroep om die evangelie te verkondig. U het Paulus geleer om alles vir almal te wees. U het ons vrygemaak, nie vir eie voordeel nie, maar vir U koninkryk. Mag ons woorde en dade mense nader bring aan Christus. Amen. Ek gaan vra dat Tiffany vir ons vorentoe kom, en as haar vriende en familie ook by haar wil kom staan en ondersteun, is julle ook baie welkom. Kom gerus vorentoe. Vashou vanoggend. Ek spot sommer. Kan ek julle net vertel, hoe Tiffany studeer regte by Akademia in Pretoria. So, julle gaan haar nie baie hier in die kerk sien nie, want sy is daar besig om te studeer, en sy het al haar vakke deurgekom verlede jaar, nee, as ek reg onthou het jy gesê. Great, wonderlik. Goeie nuus. Tiffany, ek wil graag met jou 'n bietjie gesels, net oor die doop, baie vinnig, en dan gaan ek 3-4 vrae waarop jy antwoord, en dan gaan ek jou doop. Haar doop is ook al belydenis aflegging van môre. So word sy 'n volwaardige lidmaat van môre hier van ons gemeente en van die kerk van die Here Jesus. So kom ons hoor 'n bietjie wat sê die Here. Die doop mag alleen aan volwassenes bedien word as hulle die evangelie glo. En ek is oortuig daarvan dat jy die evangelie glo uit ons gesprekke. Belydenis doen van hulle sonde, en ek glo dit het jy ook gedoen, en van hulle geloof in die Here Jesus Christus oortuig is. Daarom mag jy as volwassene alleen gedoop word, indien jy bely dat jy in Jesus Christus as verlosser glo. Sodat almal kan hoor dat jy opreg in Christus glo en dat jy begeer om die doop te ontvang as teken en seël van sy inlywing as 'n lewende lidmaat van Christus en in sy gemeente, moet jy op die volgende vraag eerlik antwoord. Ek gaan eers die vraag lees en dan kan jy antwoord op hulle almal. Hoor. Eerstens, Tiffany, glo jy dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament en in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is en in die gemeente hier geleer word, soos wat ek en jy gesels het, né? Die ware en die volkome leer van die verlossing is, dat ons niks anders nodig het om gered te word nie, net Christus. Tweedens, bely jy op grond van die woord van God
dat jy as 'n sondaar in die wêreld gekom het en onder die oordeel van God staan, maar dat jy deur die geloof in Christus gered is en daarom as 'n lidmaat van sy gemeente gedoop behoort te word. Derdens, verklaar jy dat dit jou opregte voorneme is om in die Christelike lewe te volhard, die Here te dien en te bely voor die mense en getrou te wees in die erediens. Daar aan die ander kant ook, nee, moeilik om elke Sondag hier te wees. Vierdens, beloof jy dat jy jouself vrywillig onderwerp aan die kerklike opsig en tug. So as jy nou hier van die pad af raak, dan gaan ons jou bietjie nader trek weer, nê. Ons mag dit maar doen, nê. Dit sal altyd in liefde wees. Okay. Hoe antwoord jy op al hierdie vrae? 'n duidelike ja, vriende. Kom staan hier by die doopvont. Jy kan weer net hierdie kant van haar kom staan. Ek wonder, kan ons 'n foto neem? Poplap, wil jy nie gou 'n foto net kom neem as ek haar doop nie, asseblief? Terwille van haar. Daar sy daar baie ver. Kom staan nader. Tiffany Petzer, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Here Jesus, ek bid dat U saam met Tiffany sal wees. Dat U haar studies ryklik sal seën en voorsien in dit wat sy nodig het. Ek bid, Here, dat sy aan U sal vashou. U sal lief hê. U sal eer en dank met haar hele lewe tot eer van U naam. Amen. Mornay, baie dankie. Geluk. Dit is pragtig. Geluk. Ek kon jy as jy soms so gou weghardloop nie. Ons het dan nog 'n geskenkie vir jou. Ons het vir jou 'n Bybeltjie gegee. Tiffany Petzer, NG Gemeente Highfields 25 Januarie 2025. Hier is die sertifikaatjie en ek het hierdie teks vir jou gegee uit 1 Korintiërs 9:23. Dit alles doen ek terwille van die evangelie, sodat ek aan die vrug daarvan deel kan hê. Jy sal vanoggend se preek ook saam met dit onthou. Baie dankie, Brian. Baie geluk en baie sterkte, hoor. Geluk jonge man met haar. Dat sy mooi bly.